as jy dan soek jy weer en weer. Kom ons lees vanmôre eers uit Eksodus 2 uit. Eksodus 2, ons gaan 'n hele paar rondsoek in die woord van die Here, maar die skriffies wat ek gaan gee. Rigters 2. Ons almal ken die verhaal van Moses, maar ek wil vinnig deur dit gaan. Jy sal sien vanmôre se woord het ek 'n paar mensies uitgebring in die woord dat die woord oor dit gaan. En ja, ons lees daarso van vers 2 af. Dit almal die plek Eksodus 2. Die tweede boek in die Ou Testament. Wonderlik. Is almal nog bly? Almal nog gelukkig? Ja, prys die Here. En die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar. En toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Ons almal ken die verhaal van Moses, dat Moses weggesteek was. Hoekom? Want Farao het opdrag gegee dat al die seuns, babetjies uit die Hebreëse volk gebore is in die Nyl moet gegooi geword het. En daar was 'n doel gewees hoekom daardie vrou dit ook gedoen het, om haar baie bietjie weg te steek. Want die Here het 'n doel gehad met hom. En ons sal later, soos wat ek die woord verder dieper ingaan, sal jy alles verstaan. Nou wonder waaroor gaan die man vanmôre die woord bring. Dan klink dit vir jou vir mekaar, maar wees saam met my terwyl ons so die woord van die Here gaan lees, en dan gaan ons Eksodus 4 toe. Eksodus 4 vers 11 sê. Amen. Moses het te groot geword, ons ken die verhaal, en die wysheid van die Egiptenare, en hy het alles geleer, en hy het 'n verkeerde daad gedoen, en hy het gevlug, en Moses het toe skape opgepas, en op 'n dag, toe gebeur daar iets met hom. Vers 11 sê dan so, en die Here antwoord hom, wie het vir die mens die mond gegee, of wie maak stom en wie maak doof, en siende of blind? Is dit nie ek, die Here nie? Prys die Here. Ek het so 'n bietjie een vorentoe geraak, en ek een gaan terug gaan prys die Here. Sorry, ek het nie my baie teksversies so wat ek so gemaak het, ek vra verskoning. Met die Bybel is nou baie teksversies is. Wonderlik, nou het ek myself met al my teksversies gekil. Prys die Here, ek sal nou dit in orde kry so. Wonderlik. Ja, wonderlik. Maar kom ek vertel julle dit gou. Wat toe gebeur het, daar was 'n bos gewees wat gebrand het. Amen. Amen. Jo, en dat ek dit nou nie kry nie, maar ons is so leer. Eksodus 3. Maar ek sukkel my versie te kry. Prys die Here. Daar vers 4, prys die Here, wonderlik. En is nog onderstreep ook, en ek sien dit nie daar. Maar daar is 'n rede vir alles. Amen. Prys die Here, dit is, nou het ek julle aandag gekry. Amen. Nou is julle saam met my. Prys die Here, wonderlik. Ons gaan nie toelaat dat die vyand, Amen. die woord van God, wil skade lei. Want God is in beheer. En sy woord sal uitgaan. Amen. Wonderlik, prys die Here. En die Here sien dat hy nuuskierig was. Nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê vir hom, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. En hy sê vir hom, moenie nader kom nie. Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Amen. Prys die Here. Die Here het gesien dat Moses nuuskierig was. En deur die brandende bos
En kind van die Here, gaan sien wat ek nou na toe kan kom, want ek het 'n paar mensies wat ek uit die woord uit lig uit vanmôre, wat die Here gebruik het. En so wil God jou elkeen gebruik. Amen. Die prys die Here. En Moses het 'n probleem gehad, hy het 'n spraakprobleem gehad, hy het gehakkel. En die woord in die Eksodus 4 sê die Here dan vir hom, hy sê dan is ek nie die een wat die dowe laat hoor en die blinde laat sien en al daardie dinge, want Moses het 'n verskoning gehad om nie die opdrag wat die Here vir hom gegee het uit te gaan voer nie. En wat sê die woord van die Here verder? Vers 14. Ek gaan eers vers 12 lees. Gaan nou heen en ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê. Maar hy sê, ag Here, stuur tog deur wie u wil stuur. Toe ontvlam die toorn van die Here teen Moses en hy sê, is jou broer Aaron, die Lewiet, nie daar nie. Ek weet dat hy goed kan praat en hy kan ook al uit om jou te ontmoet. En as hy jou sien, sal hy bly wees in sy hart. Jy moet dan met hom spreek en die woorde in jou mond lê. En ek sal met jou mond en sy mond wees en julle leer wat julle moet doen. Prys die Here. So ek het Moses vanmôre uitgebeeld is, dat die Here hom wil gebruik. Kom ons gaan na Rigters toe vanmôre. Ons gaan na Rigters 3 toe vanmôre. Nie baie tyd, né? Amen. Amen. Ons is nie haastig nie. Ons leer vanmôre uit die woord van die Here. Rigters 3. Vers 9 sê dan so. Die volgende persoon wat ek wil uitbeeld vanmôre is dan ook so iemand wat julle dalk nooit van gelees het nie, of geweet het nie. Die jonger broer van Caleb. Baie mense het ons net sekere, as ek dit so kan noem, verskoon my, helde wat hulle oor praat in die Bybel, soos Dawid en Salomo, Samson. Noag en Samson en sovoorts. Maar hy was ook 'n man gewees wat die Here raak gesien het, wat hy graag wil gebruik het. Kom ek vertel nie vinnig wat gebeur het daar. So die volk Israel het weer eens gesondig teen die Here, soos dit vandag is. En hulle het die ander gode, of die ander mense, volke, nasies se vrouens en mans vir hulle aangeneem. En hulle gode begin te dien, die heilige boomstamme begin te dien en al daardie afgode. En die Here was ongelukkig daarmee gewees. Kom ons lees vers 8 eers. Rigters 3 vers 8. Daarop het die toorn van die Here teen Israel ontvang en hy het hulle verkoop in die land van Kusa. Nou sê die mense vandag, die Here is 'n liefdevolle God. Amen, die Here is liefdevol. Maar kind van die Here, wanneer jy die sonde doen, Dat is hy nie. word God toornig oor dit. Amen. Dis waar. En hierdie volk Israel, nadat die Here Moses gebruik het om hulle uit te lei uit Egipte land uit, 40 jaar deur die woestyn in die beloofde land, het hulle weer teruggekeer na die verkeerde dinge toe, na die sonde toe, Amen. die lelike dinge. Het die Here weer toornig geword teenoor hulle en hulle verkoop, soos wat die woord sê. Maar wat het die volk toe gedoen? Vers 9 sê, maar toe die kinders van Israel die Here aangeroep het die Here 'n verlosser vir die kinders van Israel verwek.
wat hulle verlos het. Toe die kinders van die Here aanroep, Israel, toe verwek hy 'n verlosser. Vanmôre wil ek vir jou sê, kind van die Here wil 'n verlosser wek ook in jou. Glo jy my? Amen. Glo jy wat die woord van die Here sê, dat hy jou ook wil opwek as 'n verlosser vir hom? Maar die mense sien net sekere mense raak. Dis net die pastoor wat heilig moet wees. Dit is net hy wat moet rein wees. Amen. Ja. Die Here wil jou ook opwek en vir my ook opwek om vir hom iets te doen. En die mens doen dit nie. Want hy is te bang dat God hom gaan gebruik en hy hom moet bekeer van sy verkeerde dade. En God wil jou opwek vanmôre. Die vraag is, wil ons opgewek word? Wil ons soos 'n Moses wees wat 'n verskoning het dat ons nie goed kan praat nie? Wat sê die woord van die Here? En die Here het toornig geword teenoor Moses. Toe hy gebore is, toe kyk sy mamma na hom toe en sy sien dis 'n baie mooi baba. Vir die ma was hy mooi geweest. Vir God was hy ook mooi. Maar die Here het 'n ander doel gehad met Moses. Vir ons, toe ons klein babietjies was ons vir ons mamma en pappa verskriklik baie mooi en oulik geweest. En enige babietjie gaan kyk maar vandag, is vir jou baie oulik en baie mooi. Maar die Here het 'n doel met daardie kind. En dis baie keer die ouers wat daardie doel wat die Here het met daardie kind wegvat. Daardie vrou het gewandel in die weë van God toe sy daardie kind weggesteek het. Want haar gees was in God se gees gewees. Want die Here sou Israel verlos het, maar deur Moses. En Moses het 'n verskoning gehad. Maar God het hom nog steeds gebruik. Want weet jy wat, Moses was nuuskierig geweest. Is jy vanmôre nuuskierig vir die Here? Vir die heiligheid van God. Nuuskierig om te sien dit wat die Here vir jou kan doen. Nie wat jy die Here uit kan kry nie. Nee. Nie mooi huis, kar en al daai aardse goeders nie. Wat die Here vir jou geestelik kan doen. Is ons so nuuskierig vanmôre. En ons moet so word. En dan sal die Here 'n verlosser wek in jou. En in my. Soos wat hy met hierdie man gedoen het. Kom ons lees vers 9 weer. Maar toe die kinders van Israel die Here aangeroep het die Here 'n verlosser vir die kinders van Israel verwek, wat hulle verlos het. Om Otniel, die seun van Kenas, die jonger broer van Caleb. Onthou julle van Caleb? Caleb en Joshua. Amen. Was die enigste twee wat uit die wat uit Egipte land uitgetrek het, in die beloofde land ingegaan het. Wat bly lewe het deur daai 40 jaar. Net Joshua en Caleb. Net daardie twee mense. En die Here sien sy jonger broer raak. Kind van God, as jy dink vanmôre jy's te jonk. En ek praat nie vanmôre net van ons wat hier is nie. Ek praat van hierdie woord wat uitgaan op hierdie bandjie, op die video of wat ook al. Dat die Here jou ook wil gebruik. Jy's nooit te jonk of te klein voor God nie. Die ding is net, is ons beskikbaar vir die Here? Is ons nuuskierig genoeg dat hy my kan gebruik? Of is ons nuuskierig, jong mens, vir die wêreldse dinge? Die plesier en die lelikheid van hierdie wêreld. En dit is die probleem van vandag se kinders. Hulle is nuuskierig vir die lelike, slegte goeders van hierdie wêreld. Wat verkeerd is en wie se skuld is dit? Die ouers. Die ouers moet hulle kinders begin te leer aangaande die weg en die waarheid van Christus van jong tyd af. Van baba tyd af sê ek.
As ek jou 'n goeie voorbeeld kan gee vanmôre, nou hardloop ek baie vinnig vooruit. Maar is goed, kom ons doen dit. Ons gee vir julle daardie voorbeeld. Samuel, prys die Here. Samuel 1. Daar is 'n goeie voorbeeld vanmôre. Samuel 1. Vers 20. Onthou, sy moeder kon nie kinders kry nie. Vers 20 sê, en onthou sy het ingegaan, Hanna het ingegaan in die tempel en sy het gebid vir die Here en gevra vir die Here vir 'n kindjie. Amen. En die priester het daar vir haar gesê, Eli het vir haar gesê sy is nie reg nie, sy is vol wyn. Ja. En sy sê sy is nie, maar sy bid uit 'n hart uit. En dis 'n moeder wat uit 'n hart uit bid. Kind van God, as jy 'n moeder en 'n vader vandag is en jy bid uit jou hart uit vir die Here om jou kinders groot te maak, in die vrese van God sal dit so wees. Want die Here is regverdig en getrou om jou gebede te antwoord. Amen. Daar was Israel gewees 'n sondige volk, maar toe hulle sien dat hulle verkoop is, toe kom hulle tot 'n punt en hulle roep die Here aan, 'n sondige volk, en hulle roep die Here aan, die Here is genadig en hy skep 'n verlosser Amen. om hulle uit te help, hulle te verlos. En hierdie vrou ween, vers 20 sê, en by die wissel van die jaar het Hanna, wat swanger was, 'n seun gebaar en hom Samuel genoem. Amen. Yes. Want sy het gesê, ek het hom van die Here gebid. Amen. Amen. Dit wat jy bid van God, dit sal hy vir jou gee. Amen. Maar die probleem vandag is, kinders van die Here, hulle bid nie tot die Here meer. En die wêreld daar buite bid nie tot God nie. Dis hoekom dit so goddeloos is vandag. Dis hoekom mense ander nonsens uitdink. Ander gemors uitdink, ander gemors in hulle lewe inbring. Ander gemors besoek Ja. wat nie van God is nie. Maar hierdie moeder het in haar binneste gebid en sê, Here, maak my moeder skoot oop en die Here sien haar raak. En hy gee vir haar 'n seun. Prys die Here, ons bly by daardie gedeelte, ons gaan net daar so na vers 18 toe. Maar Samuel het as seun gedien voor die aangesig van die Here. Voor die aangesig van die Here het hy gedien. Wat sê dit vir my? Van klein tyd af. Toe hulle opgetrek toe sê sy vir haar man, gee net kans dat hy klaar gespeen is, beteken dit net gee net kans dat hy klaar babietjie was. Ja. En sy het hom opgestuur na die tempel en hy het groot geword in die huis van die Here. Amen. Ouers, jou kinders kan ook groot word in die huis van die Here. By die voete van die Here. Ja, so. Dit jy kan dit doen. En die Here is regverdig en getrou om daardie kindjie te seën. En jou ook as ouer te seën. Verskoon tog. Maar die mens wil dit nie doen nie. Prys die Here, ons lees verder daarso. En sy moeder was gewoond om vir hom 'n klein mandjie te maak, wat sy van jaar tot jaar vir hom gebring het. Nie 'n kort tydjie nie, jaar tot jaar. Was sy getrou gewees aan dit wat sy gesê het vir die Here, dat ek hierdie kind sal groot maak vir die Here. Amen. Hoe maak ons kinders vanmôre groot? Vir die wêreld, vir die sonde van hierdie wêreld. Want weet jy wat, ons kry gehoorsame kinders vanmôre. Want mamma en pappa spring vanmôre. As die kinders praat, dan kry hulle alles. Maar ons vertel hulle nie van die Here nie. Ons vertel hulle nie van die goedheid van God nie. As ons hulle begin te leer aangaande die weg en die weë van die Here, en dan kom jou kind en hy word hardkoppig, en wat doen die ouers? Ag, is nie nodig dat hy vanmôre sonnaarskool toe gaan nie.
dis nie nodig dat hy vanaand die woord van die Here kan lees nie. Of bid nie, want shame, sy is moeg. Hy is moeg. Amen. Ja. Ons doen dit. Ja. Ja. Amen. Kinders van die Here doen dit. Want my seentjie of my dogtertjie is moeg, shame. Hulle wil slaap. Die tyd wat hulle gespandeer het om voor die TV te sit, Ja. toe was hulle nie moeg nie. Ja. Ja. Om die gemors te kyk van hierdie wêreld nie. Nee, toe het jy nog kossies aangedra. Soos Hanna het 1 keer 'n jaar het sy gegaan om die mandjie te bring vir hom. Met ietsie lekkers. Prys die Here. En om nie te sê, ag my kind, is jy nog alright? Kom mamma vat jou weg nie. Nee! Sy het 'n belofte gedoen aan God. En sy bly by dit daardie dag toe jy gestaan het by die voor die kansel en jy daardie kind ingeseën het voor die Here en gesê ek sal die kind maak groot in die vrese van die Here. Wat het geword van die belofte? Wat het geword van dit? Die mense het nie by dit gebly nie. Want nee, my ou seentjie, my ou dogtertjie is moeg. En gaan slaapies. Ja, dis 1 keer, nou is dit 'n tweede keer en word dit al makker. Ja. Jy sien hoe is die vyand? Gewoonte. Jy sien hoe is die vyand, hy werk so. Want 'n boetiekie en sissietjie moet daardie reeks kyk en daai reeks volg. Groot mense doen dit ook. Ja. Daar was jare terug programme gewees wat mense gesê het, kom besoek my net na. Ja. Verskoon ek noem dit 7de laan klaar. Ja. Amen. Wees eerlik met jouself, kind van die Here. God ken ons hart. Maar jy is nie by die Here nie. Maar ons sing, hy is die liefling van my hart. Wie was jou liefling gewees? 7de laan. Kind van die Here, as die woord hart is vanmôre, Amen. Amen. doen iets omtrent dit. Ja. Amen. Staan op in die gemors, dat God oor jou kan heers, en dat ons kan terugkom by die ou paaie, by die Here, waar ons geleer is van klein tyd af, van die liefde van die Here, en sy goedheid. Prys die Here. Vers 20 sê, dan seën Eli Elkana en sy vrou en sê, mag die Here jou nageslag gee uit hierdie vrou te vergoeding van wat aan die Here afgestaan is. Daarop gaan hulle na sy woonplek toe en die Here het ag gegee op Hanna, sodat sy swanger geword het en nog 3 seuns en 2 dogters gebaar het. En die seun Samuel het groot geword by die Here. Nou wat ek net nou gesê het, ekskuus tog, as jy die wil van die Here doen, in sy weë wandel, in sy geregtigheid wandel, sal hy jou seën. Hanna het 1 keer 'n jaar gaan met die mandjie om vir haar seentjie iets lekkers te bring, sekerlik. En wat sê die woord toe? En Elia het vir Elkana en vir Hanna geseën. Amen. Die Here seën toe vir haar. En haar moederskoop gaan oop en sy kry weer kinders. Amen. En die woord sê, en Samuel het groot geword by die Here. Amen. En hy was een van die magtigste groot profete wat daar was. Hoekom? Omdat hy groot geword het by die Here. Waar word ons kinders groot vanmôre? By die kospotte van Egipte. Nie by die Here nie. Wat het fout gegaan, kind van die Here? Wat het fout gegaan? Het ons aansag geword teenoor ons kinders? Ag, is alright. Jy kan maar laat lê. En jy is moeg. Man, baie keer sit daardie kind aan. Ek was ook kind gewees. Ja, dis waar. Wat kan ons sê? Vat kanse.
Maar as ons sê, staan op. Ons gaan na die huis van die Here toe. Ons gaan die Here se naam groot maak. Ons gaan die Here eer en prys vir dit wat hy doen vir ons. Elke dag dat hy ons seën, dat hy ons deurdra, dan word jy groot in die Here, soos Samuel het groot geword in die Here. En hy bly staande bly tot sy dood toe. Ons gaan iemand anders te op besoek vanmôre. Ons gaan weer terug na Rigters 13 toe. Daar was ook 'n man gewees. Jy sien, kind van die Here, daar het weer eens, het die volk, nadat daar die jonger broer van Caleb hulle gehelp het, deur die genade van God, was daar weer iemand gewees, wat die Here opgerig het. En sy naam is Samson. Samson het die Here ook gebruik. Prys die Here. Vers 24 sê: En die vrou het 'n seun gebaar en hom Samson genoem. En die kind het groot geword en die Here het hom geseën. En die gees van die Here het hom begin drywe in die laar van Dan. Prys die Here. Wat sê die woord van die Here daarso? En die vrou het 'n seun gebaar en hom Samson genoem. En die kind het groot geword en die Here het hom geseën. En die gees van die Here het hom begin te drywe. Jy sien, die Here het weer eens 'n kind opgewek. 'n seun opgewek wat hy kan gebruik. En hy het groot geword in die Here. En die Here het hom geseën. Die woord van die Here sê, en die gees van die Here het hom gedrywe in Dan. Amen. My vraag is vanmôre wat ek elkeen wil vra is, watter gees het ons in ons wat ons drywe? Dis vir die ouers. Watter gees het jy vanmôre, kind van die Here, wat jou drywe? Is dit die gees van die Here of is dit die gees van die vyand? Amen. Kinders van die Here word opstandig. Watter gees dryf jou dan? Dis die gees van die vyand. Dis nie God se gees nie, want God se gees is liefde, Amen. is verdraagsaamheid. Al daardie vrugte van die gees, van die goeie vrug. So my vraag is vanmôre, watter gees dryf ons? Watter gees dryf jou om op te trek na die huis van God toe? Is dit die gees van verskonings? Is dit die gees van, ek is moeg, want jy tot laat TV gekyk? Of baie kinders van die Here besoek nog die verkeerde plekke, Amen. wat laat toemaak of glad nie toemaak nie. Dan is hulle moeg die volgende dag, om na die huis van die Here toe te kom. Ja. Wat 'n gees het jy in jou binneste? Die woord van die Here sê, en hy het Samson geseën. Daardie kindjie was Samson gewees. Want die woord van die Here sê, dat sy moeder mag nie sterk drank of wyn gedrink het nie, terwyl sy swanger was nie. Daar was 'n opdrag gewees. Sy het haar opdrag nagekom. Sy het dit nagekom wat die Here gesê het. Daarom het die Here daardie seun geseën. Daarom het die Here Samuel geseën, want die moeder het 'n belofte nagekom wat sy gesê het, wat sy met hierdie kindjie gaan doen. En sê, toe seën die Here. Ouers, as jy wil hê jou kind moet geseën word, doen wat die Here sê, dan sal hy geseën word. En kind en ouers, as jy wil geseën word, doen wat die Here sê, dat jy die goeie gees kan kry, dat ek en jy die goeie gees van God in ons binneste kan hê, wat ons dryf na die Here toe. Ons sing, ons reis is na Kanaan, die hemelse Kanaan, maar wandel nie so nie.
Kinders van die Here wandel nie so nie. Kinders van die Here wandel of hulle wag vir die oordeel. Glo jy my, dis wat hulle voorwag. Ja. Hulle wag om te kyk, waar gaan ek heen? Sal ek hemel toe gaan of sal ek hel toe gaan? Kind van God, as jy in die God se weë wandel, is jy verseker deur die bloed van Jesus dat jy in die hemelse poort sal uitkom. By die Here sal uitkom. Dis 'n verseker, dis 'n belofte wat die Here gegee het aan die kruishout van Golgotha vir ons elke een. Maar hoe is ons gees vanmôre? Wat dryf ons? Is dit die gees van die vuilheid en die sonde van hierdie wêreld en die ongeregtigheid en die slegte dinge en die vyand, of is dit die gees van God wat ons dryf? Dit is die probleem vandag. Mense weet nie meer wat 'n gees hulle het nie. Hulle is nie mekaar, want hulle is nie by God in nie. Hulle dink hulle eie dinge uit. Verskoon ek noem dit, en maar gaan dit noem. Ek gee 'n jong man 'n geleentheid Vrydagoggend werk toe. En hy sê vir my, die nuwe generasie besluit nou dit. As ek 'n kat wil wees vir die dag, is ek 'n kat. En as ek 'n hond wil wees, is ek 'n hond. Dan kry ek 'n leiband en my baas kan, en ek loop soos 'n hond met 'n wat is hy goeie sê om jou nek. Hy sê, en sy fantasie is, hy is 'n Apache helikopter. Hy attack hulle en goeie. Kind van die Here, wat 'n gees dryf hulle. Dis die gees van die vyand. Maar as jy die gees van God in jou binneste het, dan dink jy nie oor sulke goeders nie. Daar's nie plek vir dit nie. Dit is toe. Jou hart is alleenlik oop vir God. Amen. Dis waar. Wat gaan aan met die mensdom van vandag? Wat gaan aan met die jeug? Wat leer hulle? Wat laat ons hulle toe om te dink? Wat 'n gemors. Dis hartseer. En onthou Samson het die gees van die Here was oor hom. Hy het gedoen wat God hom beveel het om te doen. Toe hy daardie Filistyne vernietig het met 'n kakebeen, ja, hy is. Toe het hy gedoen in die gees van die Here. Maar het ook 'n dag gekom in sy lewe wat hy verkeerd gedoen het. Ja, dis waar. En hy het die prys betaal. Ja. Rigter 16 sê dit. Kom ons lees dit. Jy sien, Samson het ook toe groot geword. En verlief geraak. En 'n verkeerde besluit geneem in sy lewe. Soos baie kinders van die Here. Verkeerde besluite geneem het in jou lewe. Kind van die Here, as jy nog nooit 'n verkeerde besluit in jou lewe geneem het, nie, sê ek vir jou lieg. Ja, Want ons het baie kere uit God se orde gewandel. En verkeerde besluite geneem. En jy het die prys betaal vir dit. ja, So Samson het die prys betaal. Hy het dit betaal. Onthou, Samson was 'n sterk man gewees. Nie hy nie. God se gees het hom gedrywe. In hom was die sterkte. Nie deur sy lang hare nie. Nee. Maar God het 'n bevel gegee vir sy moeder. En sy het dit nagekom. God kyk of jy dit wat hy vir jou gee, wat hy vir jou sê, of jy dit nakom. dis waar. En sy het dit nagekom, sy het dit gedoen. Net soos Hanna vir Samuel gevat het na die tempel toe. Het hulle al twee moeders het gewandel in die geregtigheid van God. Maar die man het toe te groot geraak in homself. En ons ken die verhaal, die laaste een wil ek net vir julle uitdeel.
toe hy nou sy geheim verklap aan Delilah. Vers 20 sê toe, Rigter 16 vers 20 sê, toe sê sy, die Filistyne is op jou, Samson. En toe hy sy slaap wakker word, sê hy, ek sal vry uitgaan, soos die vorige keer, en my losruk. Want hy het nie geweet, dat die Here van hom gewyk het nie. En dis wat kinders van die Here doen. Jy raak gemaklik. Ja. Jy word koud. Jy gaan in die sonde in. En as daardie probleem kom daardie dag, dan sê jy, wat het Moses gesê, toe hy wakker word? Skielik toe jy wakker word, kind van die Here, en jy sien die vyand is op jou, toe sê jy, ek sal my losruk soos die vorige keer. Want hoekom? Samson het gespeel met die genade van God. Hy het gespeel met dit en soos kinders van God vandag. Hulle speel met die genade van God, tot God heeltemal van jou wegwyk. Maar dit is 'n God van liefde. Dit is 'n God van wraak ook. God van geregtigheid. Dis 'n God. En Samson het gedink, ag nee wat, ek sal losbreek. Ek gaan seevier oor hierdie Filistyne. En kinders van die Here wat die sonde doen, een dag, die volgende dag is hy heilig. 3 dae is hy heilig, 1 week is hy 'n sondaar. Amen. Ja. Ken jy sulke mense? Ja. Ek hoop nie ons is deel van dit nie. Ek hoop nie ons is in dit nie. Want God gaan van jou wyk. Hoor jy wat ek sê vanmôre, kind van die Here? God gaan van jou wyk. En ons moet begin te besluit, gaan ek met die Here speel? Of gaan ek daardie sonde los en breek met dit? Kind van die Here, ek vra jy mooi, kom ons los die sonde. Gaan na jou kinders toe, gaan na jou familie toe en smeek hulle in Jesus naam en sê, breek met die sonde. Want die Here gaan van jou wegwyk. Samson het gedink, ag nee wat, ek staan op, ek gaan wen. Ja nee, kinders van die Here dink, ag, ek gaan vinnig 'n gebedjie opstuur na die Here toe, en die Here gaan my verlos soos 'n vorige keer. En dan antwoord hy nie. En jy roep harder en sê, Here, hoor jy my nie? En hy sê daar nie. En wat gaan ons doen? Maar as Samuel het groot geword, ja, tot sy ou dag toe. Moses het vasgestaan in die Here, tot sy ou dag toe. Jy sien, daar is 3 mensies wat ons vanmôre uitgebeeld het. Watter van die 3 is ons vanmôre? Is ons 'n Samson, wat die Here heeltemal weggewyk het. Maar hy het weer 'n kans gekry. Maar hy het die prys betaal. Hy het die prys betaal. Prys die Here. Ek wil vanmôre vir die goeie nuus bring. Ons het nog 2 mensies wat ons na gaan kyk, of 2 gedeeltes wat ons na gaan kyk. Ons gaan na Lukas 1 toe. Is hy nog hierso? Amen. Is hy nog opgewonde? Amen. Nog nie kwaad. Nog lief vir die Here. Amen. Maar die Here het 'n behaag in ons siel. Ons gaan na Lukas 1 toe. Prys die Here. Daar is ook 'n man gewees in Lukas 1. Sy naam was Johannes gewees. Prys die Here, Johannes. Onthou, Johannes
Sy vader en moeder was ook al oud gewees. En ons ken die verhaal van Johannes, dat sy vader was die hoëpriester in daardie tyd gewees, en dat hy stom toe geraak het. En ons lees, kom ons lees daar so Johannes 1. Ons lees daar van die 62ste vers, ja. Ekskuus tog, ek sê Lukas 1, daar is koning Lukas 1. Ons lees daar van die 62ste vers, ja. En hulle het beduie vir sy vader, hoe hy wou hê, dat hy genoem moes word. Hy vra toe 'n skryfbordjie en skryf Johannes is sy naam, en almal was verwonderd. Want onthou, dit was nie 'n familienaam. Ekskuus tog. Dit was nie 'n familienaam nie. En onmiddellik is sy mond geopen, en hy en sy tong losgeraak, en hy het gepraat, en God geloof. Wat my so wonderlik kind van die Here is, as jy in God ingeanker is, man en dinge kom oor jou, soos wat gebeur het met hom, en sy mond raak weer los, hy tong van hom raak los, en onmiddellik het hy God geloof. Dit is wat so wonderlik is van kind van die Here, van kinders van God, as hulle in die omstandighede kom, en in die situasies wat gebeur, en die Here help jou deur dit, dan raak hy tong los, en jy loof God. Dis wat my so wonderlik is, van kinders van die Here wat die Here dien, in gees en waarheid. Daar's altyd 'n blyheid in die Here. Al het dit swaar gegaan, al was daar nie melk in die huis gewees nie, al was daar nie brood in die broodblik gewees nie, al was daar nie vleis in die yskas gewees nie, en God het voorsien, Amen. dan loof ons die Here, want sy goedheid is tot in alle ewigheid. Want weet jy, van klein tyd af het ons geweet, hou vas, die Here sal voorsien. Ons vertroue is op hom, nie op een of ander ster, nie op een of ander item wat jy kan koop nie. Nee, ons vertroue is op God, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde, die een wat vir Moses sê, is ek nie die een? Is God nie die een wat die lewe gee? En die blinde laat sien nie, en die dowe laat hoor nie. Wat so wonderlik is, toe loof hy die Here. Amen. Prys die Here. Vers 65 sê, en daar het vrees gekom oor almal wat rondom hulle gewoon het. En daar is baie gepraat oor al daardie dinge in die hele bergstreek van Judea. Jy weet, kind van die Here, wat vir my so wonderlik is, as jy deur 'n swaar tyd gegaan het en jy loof die Here, dan kom daar 'n nuwe respek vir die Here, 'n nuwe vrees vir God. En almal praat daaroor. Amen. Ja. Almal het gepraat oor dit. Almal was opgewonde dat hierdie man sy tong losgeraak het. Om die Here te kan eer. En vers 66 sê, en almal wat dit gehoor het, het dit te harte geneem en gesê, wat sal tog van hierdie kindjie word? Ek wil net al stop eers. Toe jy gebore is, en ek gebore is, het al baie keer gehoor mense sê dat vir alles dit in 'n familie is wat nie wel is nie. Of, hoe kan ek sê, dat dit lyk nie of dit gaan werk nie. Dan mense baie keer gesê, wat gaan tog van hulle word? As die mamma en pappa doodgaan, dan sê die mense altyd, en wat sal tog van hierdie kindjie word? Wat sal tog van daardie kinders word as iemand afsterwe? Kom ons sê die mamma het alleenig die kinders grootgemaak, pappa is weg. Hy het besluit, hy is nie meer deel van dit.
Dan en die mamma gaan doen, dan sê die mense, wat sal tog van hierdie kinders word? Dis waar. Maar hulle vergeet, daar's een Wat, wat in beheer is. ja. En dis God. En as mamma of pappa hulle daardie kindjies geleer het, aangaande die weg van die Here, dan het jy nie nodig om bekommerd te wees, wat sal van hulle word nie. Want hulle skuil in, by die allerhoogste God van die eeue. Dis waar. Dit is wat so wonderlik is. Want die God van Abraham, Isak en Jakob sluimer of slaap nooit nie. Dis hoekom ek sê, dis baie belangrik dat ons kinders leer, en hulle leer om hulle kinders te leer, en hulle sinne. Dit moet so aangaan. Ons moet dit hulle inskerp. Daardie kindjie van jou moet groot word in die vrese van God. So wanneer ek die dag nie is nie, dan kan mense nie sê wat sal van hulle word nie. Maar as ek kan sê, die Here sal voorsien. Die Here sal daar wees vir hulle. Die sien, kind van die Here is baie belangrik om daardie kindjie wat aan jou toevertrou is, groot te maak in die vrese van die Here. En as die Here jou krag gee en jou spaar tot jy oud is, nog steeds jou kind te kan leer. As jy sien hy of sy wyk af van die waarheid af, onthou, in jou oë sal hy altyd 'n kind wees, of sy sal 'n kind wees. Jy kan sê, my kind, jy is nie in orde met God nie. God verlang dit van ons. Verwag dit van ons. Ons het gestaan hier en 'n belofte gemaak en gesê, ek sal hierdie kind groot in die vrese van God, in die weë van God. En dan gaan hulle nie nodig sê, wat sal van daardie kindjie word nie. En die laaste gedeelte sê, en die hand van die Here was met hom. Amen. Die hand van die Here, daardie almagtige God van hemel en aarde, was met hom gewees. En ons weet, en ons ken Johannes die Doper wat hy gedoen het. Maar die laaste een wat ek vanmôre wil uitbeeld vanmôre, is Jesus Christus. Die wonderbare een. Die een wat gekom het met sy liefde. Ons lees van hom in Matteus, die heel eerste hoofstuk. Prys die Here. Matteus 1. Jy sien hulle elkeen moes dood gegaan het. Maar hierdie laaste een wat ek julle gaan vertel van, wat julle ken. Hy het dood gegaan. Hy het gesterwe. Maar hy het op die 3de dag weer opgestaan. En hy het heen gegaan om vir ons 'n plek voor te berei. En hy dra ons deur elke dag, dag vir nag, kind van God. Hy is die almagtige een. Hy is die God van die heelal. Sy naam is Jesus. Amen. Die heilige een. Vers 21 sê, en sy sal 'n seun baar. En jy moet hom Jesus noem. Want dit is hy. Want dit is hy wat sy volk sal red van hulle sondes. Jesus, die verlosser. Die lewendmakende God. Die een wat by magte is, deur al hierdie ander wat ek gelees het vanmôre aan julle gebring het. Hy is gedrywe deur God se gees en hy is God gewees in die gees, in die vlees. Hy was dit gewees. Kom ons gaan na Lukas 1 toe. Prys die Here. Oor daardie kindjie was ook baie gesê gewees toe hy klein was. Lukas 1 vers 66 sê. Prys die Here, het almal dit. Lukas 1 vers 66 sê. En almal wat dit gehoor het,
het ekskuus tog, ons lees weer, en almal wat dit gehoor het dit ter harte geneem en gesê, wat sal tog van hierdie kindjie word? En die hand van die Here was met hom. Jy sien, daar sê hulle ook, wat sal tog van hierdie kindjie word? Maar min het hulle geweet, hierdie kind is die verlosser. Is die verlosser. Dis die een wat vir Israel en vir my en vir jou die prys kom betaal het. Dis daar die kindjie gewees. Prys die Here. Ek wil hê ons moet lees vers 80. Prys die Here, ons lees daar van vers 76 af. Ek het nou 'n bietjie verkeerd gesê tog. Ja. Dis tog net daar daarop. Ons net gaan na Lukas 2 toe. Lukas 2 vers 25. En daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon. En hierdie man was regverdig en vroom en het vertroosting van Israel verwag. Die vertroosting van Israel verwag. En die Heilige Gees was op hom. En aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Christus van die Here gesien het nie. En hy het deur die Gees in die tempel gekom en toe die ouers die kindjie inbring om hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy hom in sy arms geneem en God geloof. Amen. Prys die Here. God geloof en gesien. Nou laat u die Here u diensknegt gaan. Prys die Here in vrede volgens u woord. Daardie man was verseker gewees dat hy daardie verlosser sal sien voordat hy sterf. Wat 'n wonderlike gebeurtenis het met hom gebeur, skies tog. Dat hy die verlosser sal sien. Kind van die Here. En as ons wandel en regverdig is, en die Gees van die Here is in ons en ons wandel gedrywe deur die Heilige Gees van God, dan is ons verseker dat ons daardie Christus ook eendag sal sien. In sy grootheid. Ons sal hom sien met 'n doringkroon nie. Ons sal hom nie sien op die kruishout van Golgotha, maar ons sal hom sien in sy heerlikheid, in sy magtigheid, en ons sal buig voor hom, en ons sal hom eer, en ons sal hom prys, en ons sal hom loof, tot in alle ewigheid. Amen. Hou vas, om die Here te dien. Skies tog. Prys die Here. Skies tog. Nou laat u Here die diensknegt gaan in vrede, volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het, wat u berei het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van die volk Israel. En Josef en sy moeder het hulle verwonder oor die dinge wat van hom gesê is. Wat 'n wonderlike een. Alles het hulle gesê vir hom. Geen babatjie het dit nog nooit gekry nie. Ons sê altyd, dis 'n mooi babatjie, né? Baie mammas en pappas kan al sê, hy lyk soos daai en hy lyk soos daai, maar ek kan dit nog nooit gesien het nie. Baie sien dit al klaar. Maar nie een van hulle het gesê, hy lyk soos Josef of Maria. Wat het hy gesê? En die lig tot verligting van die nasies, tot in heerlikheid
van u volk Israel. En Josef en sy moeder het hulle verwonder oor die dinge wat hulle van hom gesê het. En Simeon het hulle geseën en aan Maria en sy moeder gesê, kyk, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie, tot 'n val vir ons sondes. Kind van die Here, daardie kindjie wat hulle die lof en die heerlikheid oor uitgespreek het hy gesê, daardie kindjie sal ek val kry. En dit was so gewees, maar 'n opstanding. 'n Opstanding tot in heerlikheid. Die wonderlike God van die heelal het dit geskep, prys die Here. En 'n opstanding en baie in Israel en tot 'n teken en 'n weerspreek van sal worde. Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte geopenbaar word. En daar was Anna 'n profetes, die dogter van Familiel uit die stam van Aser. Sy was op baie verset verwonder heeltyd en het van haar maagdom af 7 jaar lank met haar man saam gelewe. En sy was 'n weduwee en omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie en met vaste en gebede God gedien nag en dag. En sy het dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van God en van hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het. En toe hulle alles gebring het wat volgens die wet van die Here was, het hulle teruggegaan na Galilea en na hulle stad Nasaret. Vers 40 sê, en die kindjie het gegroei en sterk geword en die gees en vol van die wysheid en die genade van God was op hom. Amen. Wonderlik. Van die begin af, want is God geopenbaar in die vlees. En daardie gees was saam met hom gewees. En hy het groot geword en groot dinge gedoen. Ek is bly dat ek vanmôre die woord kon gebring het. Vers 52 sê, en Jesus het toegeneem in wysheid en grootte, en die genade by God en die mense. Amen. Hoekom? Omdat sy God se gees in hom was en hy was God gewees. En daarom het hy groot geword in wysheid. En kind van die Here, dank die Here dat hy die een is wat ons vanmôre kan oplig. Ons sien hom vandag nie meer as daardie kindjie. Ons sien hom vanmôre as die God van die eeue. Die een wat vasgestaan het. Maar wat ek vanmôre vir jou wil bring is wat se gees word jy gedrywe? Word jy gedrywe deur die gees van God? Word jy gedrywe deur die gees van die vyand? En maak jy jou kinders groot in die weë van die Here, sodat die seëninge van die Here oor hulle kan rus. Want elkeen wat ons vanmôre na geluister het, sê dat die gees van die Here was met hulle gewees. Tot hulle van hulle een die verkeerde ding gedoen het. Mag hierdie woord vanmôre in jou hart opgeneem word. Ek glo dat hierdie woord vanmôre geseën sal wees. Amen. Mag die Here elkeen van ons seën.